Ons gaan uitroep dat die Here goed is. En so kom ons staan en ons sing van die dakke af dat ons Here leef en dat hy goed is. Before you, falling in love, speaking your truth.
Dis my voorreg om jou te groet, ook in die woorde van Paulus, maar vir ons as gemeente, die heiliges in Blanco gemeente, gelowige, broers en susters in Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader. En ons antwoord met hierdie woorde wat sê, ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien, waar ons is, wanneer ons daar is. Kom ons sing. Julle kan julle sitplekke inneem en dit is eksamentyd en die Kietskerk het verlede week heerlik afgesluit vir die jaar. So dankie vir al die volwassenes wat deel is van die kinders se bediening om in hulle lewe in te ploeg die woord en die liefde van Jesus. Die afgelope 3 weke wat ons besig is met siklus 7, het ek vir die kinders gesê, en sommer net weer, as julle vanoggend hier uitstap na die diens, dan daarvoor lê daar 2 Bybels wat oop is by vandag se tekste.
So jy kan so 'n bietjie loer daar, van dit is in Engels, maar ook van dit is in Grieks. En dit is hoe die Nuwe Testament geskryf is. Dit was amper maar soos die Engels van daai dae. So dit was nie die taal eintlik wat die meeste disippels en Jesus eers gepraat het nie. Hulle het Aramees en Hebreëus gepraat, maar omdat hulle wou hê die evangelie moes so ver gaan, dat almal dit kan verstaan, was dit in Grieks geskryf. En die eerste Sondag het ons hiervoor, kan julle onthou, was hier 'n lampie gewees, wat vir ons, na aanleiding van Psalm 119 sê, wanneer ons met God se woord besig is, besef ons, dit is 'n lamp vir ons voete, dit is 'n lig op ons pad. Verlede week het Cornie so lang tou gehad met 'n ongelooflike triek wat hy gedoen het. En die hele idee was dat soos wat 'n tou jou lewe voorstel en baie maal verhoudinge tussen mense geknip word en dinge is verkeerd en veral dan in ons verhouding met die Here, het Cornie gewys hoe met daai toertjie van hom, hoe die Here kom en herstel bring, versoening, dat mense weer in verhouding met God kan staan, maar ook met mekaar. Hierdie week wil ek vinnig net vir julle lees vers 13 en 14 van Kolossense 1. Ook dit wat verlede week met die groot mense gedoen is. En daar staan, God het ons uit die mag van die duisternis gered. Duisternis is eintlik maar donker. En baie maal weet ek dat daar tye is as alles so donker is om ons, in die middel van die nag, dan is 'n mens partymal bang. En dan wens jy vir 'n lig of vir iemand, partymal in die middel van die nag as jy dalk 'n nagmerrie gehad het en jy skrik wakker en jy roep mamma, pappa, dan partymal sal hulle kom en jou kom troos. En net so kom sê hierdie teks oor wat Jesus gedoen het, dat ons as mense wat bang was, wat in die donker is, dat hy ons bring na die lig toe. En hoe hy dit hier sê is, hy verplaas ons na die koninkryk van sy geliefde seun. En wie is dit? Jesus. En hierdie Jesus gee vir ons bevryding, die vergifnis van sondes en 'n nuwe lewe. So Cornie het verlede week vir die pappas en mammas so fantasties verduidelik hierdie woord verplaas, dat die Here ons vat van een plek en hy sit ons in 'n nuwe plek. En die plek waar ons was 'n plek van chaos, waar alles die mekaar is, en Jesus kom en hy bring vir ons vrede. Dit was ook 'n plek van sonde, van alles wat verkeerd is, en Jesus gee vir ons vergifnis. En dan was ons vasgevang in boeye, die boeye van sonde, en Jesus kom en maak ons vry. En dan die belangrikste van die teks, van donkerte af na lig. Dit is wat Jesus bring. So, ek wil hê dat almal, pappas, mammas, oupas, oumas en kinders, dat ons staan en sing en sê, Here, ons wil wandel in u lig. En dis die lig van die woord. So kom ons staan, ons gaan dit ook in Engels sing. Julle kan julle sitplekke inneem. Ons het nou die voorreg om die Here te dien met ons offergawes. En hoe jy dit ook al noem, dankoffers, tiende, kollekte, dit alles word aangewend om ons en ons gemeenskap meer en meer te maak soos Jesus. Dankie vir jou deelwees van Blanco Gemeente, liggaam, siel en gees, jou tyd, jou talente, jou geld, jou finansies. Dankie dat ons 'n groot familie kan wees wat saam soveel meer kan bereik
in die naam van die Here. Gisteraand is hier heerlik fees gevier. Julle sal na die diens met die koffie en tee, sal julle nog die vuur en die braaivleis ryk daar in die kuierarea. En ek dink ons was hier 40, 50 plus, wat heerlik rugby gekyk het en gebraai het en gekuier het. So dit was wonderlik. Dankie vir almal wat deel was daarvan. Dan, julle vanaand is die Kerssangdiens en soos op die prentjie hier wys, is dit 6:30. Ons het 'n valse berig laat uitgaan om te sê dit is dalk 6:00, maar dit was net dat jy moet 6:00 wees om jou plek te bespreek. Want ek weet almal van julle gaan hier wees vanaand en dan is daar mense wat sê 2 dienste op 'n dag is te veel. So hulle rus nou uit dat hulle vanaand kan kom. En ons sal na die diens dit sommer weer vir julle stuur, die foto en die teks en stuur dit vir familie, vriende, kom sing vanaand. Sarena, wat julle nou weet al vir 40 plus jare ons oralis was, hy speel en die orkes speel, so ons gaan heerlik sing. Daar gaan nie gepreek word nie, so dit is regtig 'n sangdiens waar ons tekste gaan lees, maar ons gaan meer sing om die Here te loof en te prys. Julle, dan is volgende naweek die groot feesnaweek van 2025. Dis hoe ons die jaar gaan afsluit en eerstens die Saterdagoggend gaan 8:00 die deure oopmaak vir iets wonderliks. So kyk saam met my wat gaan gebeur. Ons sien so ongelooflik uit na Saterdagoggend en vanoggend na die diens, as julle gaan koffie drink, sal julle teen die mure klaar al die groot A2 posters sien, die Bistro se bestanddele, alles wat gaan verkoop word, die pryse, die fantastiese koffie, cappuccino's, so julle gaan al die pryse daar al klaar sien en julle, daar is amper dubbel soveel in terme van Bistro, kos en konfyt en alles van wat daar verlede jaar was. So ons gaan God se oorvloed vier. Oorvloed wat nommer 1 gekom het uit julle hande en harte. So dankie vir almal wat deel is daarvan. Terselfdertyd 8:00 het ons hierdie jaarlikse fun run. Ek dink Connie is hy 5 kilos. Yes, 5 kilos stap of draf of hardloop en jou inskrywing is ten bate van Badisa, so bring 'n blikkie kos of kinderklere saam. Badisa gaan ook 'n stalletjie daar hê en die inskrywings hanteer. So kom hardloop saam, kom kuier, kom eet. Moet nêrens anders hierdie naweek iets doen. Enige ander kitskosplek nie. Jou plek is, daar's oorgenoeg. Ook bevrore lasagnas en pastas wat jy kan koop en bære vir later. So wees asseblief deel hiervan. Deel ook asseblief hierdie week die video en al die prente wat ons uitstuur, soos julle deel van ons bemarking. Dan Sondag, vandag oor 'n week, is dan die laaste nagmaal fees ook vir hierdie jaar. En ons gaan hier in die kerkgebou fees vier, brood en wyn, maar daarna gaan julle klaar die braaivleisvure ryk en ons gaan heerlik saam eet en dit is gratis, maar jy moet 'n kaartjie kry. So vanoggend as jy uitstap, is daar kaartjies, kry dit by Gerda, skryf jou naam op. Veral het ons nodig om te weet hoeveel kinders ook kom en ek gaan nou daaroor iets sê, maar al wat jy hoef te bring volgende Sondag is jou eie eetgerei en drinkgoed in glase. En as jy wil, asseblief bring vir ons dalk 'n slaai wat ons daar gaan sit in die middel wat ander gesinne ook kan help. Vir 10 mense, daar's hy. So bring 'n slaai saam vir 10 mense en ons gaan alles daar sit en deel. Gaan daar brood ook wees? Brood.
vir Ferdi, ja. Daar gaan brood wees, tuisgebakte brood en alles, en dan nou die braaivleis en alles. So dit gaan heerlik wees, maar terselfdertyd wil ons die kinders hierdie jaar ook bederf. So as daar genoeg aanduiding is dat daar baie kinders gaan wees, reël ons 'n gladiator kasteel en 'n danktank. En dit beteken bring handdoeke en swemklere saam. So daar gaan ook sakspring wees en daar's lekker pryse, so vir alle kinders wat dan ook saamkom. Maar ons moet teen môre aand moet ons hierdie ouens nou vasmaak. So asseblief as julle vanoggend uitkom of julle wat kyk op YouTube, stuur dit vir ons 'n WhatsApp en sê maar ons bring ons kinders saam om saam te kom speel. Julle dan weet julle dat as 'n gemeente wil ons nie wees soos die dooie see nie. Ons wil wees soos 'n see wat uitvloei in die see in. En daarom is ons uitreik na buite, ons diensfokusarea, is om ook 'n impak in die wêreld te hê. So die eerste is die groot brei projek. Ons het al 'n klomp hier agter, maar kontak vir Ferdi as jy wil deel wees van die verwelkoming van Laerskool Blanco se graad 1tjies volgende jaar met die beertjies wat dan nou gebrei word. Dankie vir almal wat reeds deel is daarvan. Dan ook as ons so 'n bietjie verder gaan, die 4de Desember wil ons saam met Badisa hier in Golden Valley 'n saamstap hê teen, die Engelse woord is gender-based violence. En ons wil jou uitnooi daarna toe, die 4de Desember saam met ons groter Blanco gemeenskap. Dan die volgende dag is ook Up with Downs, wat ook een van ons gemeenteprojekte is waarby ons betrokke is dit hulle groot Kersmark dan nou hier ook in die kuier area. Wees asseblief deel daarvan. En dan die 19de Desember is die jaarlikse groot Kerspartytjie ook dan hier langsaan in die Blanco Valley, en ons is die laaste paar jaar saam met Love Looks Like Something deel daarvan. En dis hulle wat vanoggend ook hier om dankie te sê vir julle elkeen al hier 'n lekkertjie gegee het. As jy nie kry nie, as jy uitstap behoort daar nog te wees, dis om dankie te sê. So kontak ons of Alet om deel te wees daarvan. Die pakkery gaan hier wees in ons kerksaal die 17de en die uitreik self die 19de. Dan saam met hierdie lekker kuier hier buite elke week, as jy wil deel word van die koffiespan, praat asseblief met Gerda. Ons wil 'n hele paar nuwe spanne ook begin. En dan ook rondom die resepteboek vir die 75 jaar fees, asseblief bring jou resepte. Ons wil eintlik volgende Sondag die deadline maak, so asseblief bring hom of WhatsApp hom of stuur hom sodat ons dit kan inneem in die spesifieke bundel vir volgende jaar. Die tienerkamp, weet die meeste van julle daarvan, en as jy vanoggend nuut is, wil ons jou uitnooi om na die tyd 'n handdruk te kry daar by Willie in die voorportaal en 'n vorm te vat om deel te word van Blanco gemeente. Vriende, dis 'n klomp dinge. Die jaar is mos nou maar net soos wat hy na die einde toe snel. Kan julle glo, binnekort is dit die Kersfees erediens. Daar gaan 2 wees, 'n vroeë oggend ene en dan 'n later ene. En dan is die jaar verby. So julle, ons is skoon verbaas, dink ek die meeste van ons, oor hoe vinnig dinge gaan. Maar ons sê dankie vir julle. Volgende Sondag se gratis braai en ete is 'n manier ook om dankie te sê vir elkeen van julle. Maar voor dit, kom ons wees eers deel van die spens en die run en al die wonderlike dinge wat gaan gebeur. Vriende, ons wil ons geloof bely. Te sê in wie ons glo. En verlede week was dit so besonders, vanaf vers 13 tot 20, hierdie vroeë Christelike lied. Ons kan eendag gaan ons vir die ouens van Kolosse vra in die ewigheid om dit vir ons te sing. Want ons ken nie die wysie nie. Maar hierdie woorde is so besonders, en ek wil vra of julle saam met my sal staan en dan lees ons hardop vers 15 tot 20. Hierdie geloofsbelydenis, hierdie lied oor Jesus. So kom ons staan dit en ons sê dit hardop as 'n geloofsbelydenis. Kolossense 1 vers 15. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde. Die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is,
Alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon. En om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel, met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Dit is Jesus Christus, ons verlosser. So kom ons besing sy lof. Besing die lof van Jesus saam oor engele rondom U. Juich hemel aarde roep sy naam en dien hom vol hom lof hom nederig Heer. Verwaarste mens aan waterlik dat hy jou uitgeneer. Bekeer jou en sy gees algen dat lowe, prys en jubel, dank kom God en Heer. Hy wat as die oorwinnaar om die wolke en al wat neer geloof die dank en dien hom, volg hom, loof hom, wonder Ja, Here, dit is ons loflied aan U. U is ons herder, die goeie herder. U is ons Here. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En ons wil U naam groot maak. Ons wil U aanbid. Ons wil ons lewe oorgee in U hande. En sê, hier is ek, Here Jesus, my verlosser, my hoop, my ewige hoop. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem en ons is by die Bybelboek Kolossense, soos julle kan sien, die 7de siklus, en vandag is die 3de van die 7 weke. Ons sluit hierdie siklus af Sondag 21 Desember en dan is dit 'n paar dae later vier ons Kersfees. Die tema vir hierdie hele siklus is Jesus is Heer. Hy's Kurios, hy's Alfa, hy is Omega. En die teks wat ons lees vandag is baie kort, net 3 verse. Vers 21, 22 en 23. En dit volg direk nou na hierdie Christus himne, Christus lied, loflied wat ons so pas hardop gesê het, waarin ons bely het wie hy is, ons Here, ons redder, die naam bo alle name. En dan sê vers 21, vir die ouens in Kolosse, maar ook vir my, ook vir jou, ook julle, ook ons, was voorheen van hom, dis Christus, vervreem. Ja, vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade. Maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel, mits julle in die geloof bly, stewig gefestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Nou hierdie woord evangelie, weet julle, is die Griekse woord evangelion. En dit is 'n literatuurgenre op sy eie, wat nie bestaan het voor dat Matteus, Markus, Lukas en Johannes dit vir die eerste maal neergeskryf het nie.
Anders as 'n biografie of 'n autobiografie oor een of ander geskiedkundige leier, is die 4 evangelies 'n unieke genre, want dit sê, dis die goeie nuus van Jesus Christus. So dit is soveel meer as 'n biografie oor iemand, dit is die goeie nuus vir alle tye. Wat dit anders maak as enige ander biografie van enige mens van alle tye. En hierdie mens, Jesus, is eintlik mens, weet ons, met 'n hoofletter M. God wat 'n mens word. En dan is dit sy verhaal, sy goeie nuus wat mense verander. As ons kyk na van die woorde wat uitstaan, en julle sal dit sien ook in die leefgroepmateriaal, op die skakel, op die WhatsApp, dat partymal in 'n vertaling, wat 'n mens lees in Afrikaans, is daar woorde wat net uitspring. En daar's 3 woorde, wat vir my dadelik uitgestaan het, vervreemding, versoening en verkondig. En tussen die boodskap vir julle Vrydag en vanoggend, het daar nog 'n woord by my opgekom, wat ook in die teks is, naamlik die woord vasbyt. So kom ons kyk net na hierdie 4 woorde, om ons 'n sleutel te gee, om te kan verstaan wat Paulus hier vir die ouens in Kolosse probeer duidelik maak. So die eerste woord rondom die toestand van mense, is die woord vervreemding. En nou ons almal ken die konsep daarvan, maar hoor hoe gebruik Paulus dit. Hy sê, ek en jy was vervreem, en dan verduidelik hy dit nog meer. Hy sê, vervreemding nie net van, soos wat ek en jy in familie dalk, wat nou deur die dekades, neefies en niggies, of vorige kollegas in 'n vorige dorp, en nou het mens getrek, en jy kan dit amper nie glo nie, julle was so beste vriende, en daar het net al vervreemding gekom, en partymal is dit doodeenvoudig net, dis 2 verskillende wêrelde, dis verskillende dorpe, dis dalk selfs verskillende lande, wat maak dat daar 'n groot afstand is tussen mense, en as jy eintlik weer sien 'n dekade of 2 later, dan sê jy, ons het eintlik vervreem geraak, en is so hartseer, dit kan selfs wees met broers, en susters, en familie, wat net sê, weet jy wat, ons belangstellings is net nie meer dieselfde nie. Soms is dit meer sinister, in die sin, dat jy kan sê, maar weet jy wat, na daai insident, het ons vervreem geraak. En dan kan dit wees, dalk, saketransaksie, waar jy ingedoen is, en daar het hierdie vervreemding gekom, omdat jy so teleurgestel is, deur iemand wat eintlik naby was. En so Paulus sê, die vervreemding tussen mens en God, en tussen die ouens van Kolosse en die Here, was meer as maar net, elkeen is maar in sy eie wêreldjie besig, en het al vergeet van mekaar. Nee, dit is 'n vyhandige gesindheid, wat posgevat het in mense se harte, teenoor God. So daar het in jou en my, in terme van ons verhouding met God, het daar iets ingekruip, wat maak dat dis nie maar net, ag, die Here is nou maar met sy dinge besig, en ek met my eie dinge nie. Nee, dis 'n vyhandigheid, 'n vyhandige gesindheid, teenoor God, wat deel is van ons. En dit manifesteer in slegte dade, in dade wat rebellie is teen God. As jy nou dink, ek dink gister was daar nou mos betogings ook gewees nou daar in Johannesburg, en dit was nou onwettig, en is daar skote gevuur, ek het nou nie gekyk nie, maar dit was half amper lelik gewees. Dit is wanneer mense teenoor gesagdraers eintlik 'n vuis in die lug sit, aandag probeer kry en sê, ek is ongelukkig en ek is kwaad. Nou iets daarvan is aan die hart van jou en my aanvanklike verhouding met God. Dat wanneer ek en jy begin verstaan hoe die lewe werk, as kind, op 'n stadium net begin agterkom, maar ek is van nature betogend teen die Here. Hy wat die oorvloedigste fontein is van alles wat goed en mooi is, uit wie net mooi kom, sê Psalm 16,
Uit U hand kom alles wat mooi is. God het 'n plan vir ons lewe. 'n Pragtige deel is vir ons afgemeet. Maar wat doen die mens? Ons betoog teen hom. Ons sê hy moet weggaan. Ons dade, ons manier van leef, slegte dade, is betogings, is rebellie teen ons Skepper, teen God. Daarom baie maal toe ons kinders was, dan bid ons, ag liewe Jesus, vergewe my sonde. Maar ek dink baie maal dat ons nie besef hoe groot hierdie vervreemding en die vyhandigheid eintlik is hier in ons binneste. Dat as ons nie verander word nie, as daar nie versoening kom in ons lewe nie, tussen ons en die Here nie, dat dit die default van ons lewe is. Betogend, kwaad, rebellie teen God. So Paulus kom sê, dit is hoe julle voorheen was. En dit begin natuurlik, weet ons, as ons Genesis lees. Die wonderlike van God wat skep, wat maak, wat sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, en man en vrou skep, en dat God skep vanuit hierdie misterie as Vader, Seun en Heilige Gees, omdat hy sy liefde wil uitdeel aan die mens. Ons wat kan kies en wat kan leef, maar dan is die hartseer, die rebellie teen God, waarvan ons lees in Genesis 3 met die slang wat die symbool is vir die bose, die Satan. En die uiteinde van daardie skermutseling, daardie keuse teen God, is dat die Here God, Jahwe Elohim, sê die teks, het toe die mens weggestuur uit die tuin van Eden, die plek van volmaaktheid, om dan die grond waaruit hy geneem is, te gaan bewerk. En net 'n paar verse terug, is daar 'n teks, hoofstuk 3 vers 15, wat genoem word 'n vloek en 'n belofte. Die vloek van vyandskap, en hier word spesifiek gepraat van die bose in die wêreld, en dat daar hierdie vyandskap, vervreemding is, sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. So hier, in Genesis 3 praat die Here met die slang, die simbool van die bose, en sê, daar is ook vyandskap. En dan kom die Nuwe Testament en sê vir ons, maar dit wat hier in Genesis 3 vers 15 staan van hierdie vyandskap, het gebeur aan die kruis ook, waar Jesus die offer betaal, en waar hy die bose vermorsel, en waar hy versoening bring. Daar is 'n vervreemding tussen God en mens, al van die begin af, nadat die eerste mense gekies het teen die Here. Dis iets wat in ons DNA is. Daarom dat van ons besef, ons kinders, ons wonder, waar leer hulle dit? Dat amper wanneer hulle kan begin praat en jy hulle wil hier binne sien, dat dit onmiddellik klaar is, myne, ek, stoot weg. Iets van daai, wat Dawid noem, mos die sonde in ons, die erfsonde. Omdat my pa en my ma sondaars is, soos hulle ouers en regdeur tot by die begin van die mensdom, is daar iets van hierdie rebellie in elkeen van ons. En dit simboliseer so baie maal vir elkeen van ons, wie ons is, maar wie ons nie wil wees nie. Dat ons 'n smagting het na versoening, na 'n oplossing. As ons dink aan die wêreld waarin ons nou leef, met soveel van die magtigste lande wat nou hierdie week verteenwoordig word, ook hier in Suid-Afrika, dan besef ons hoe de mekaar wêreld dit is. Dat ons so baie maal smag, dat daar tog leiers sal wees wat wil doen wat God wil hê. En dat daar regtig kan vrede wees. Paulus wat gesê het, bid vir die regerders van die land, van hierdie wêreld, sodat julle in vrede kan leef, sodat julle in vrede die evangelie van Jesus kan bring en kan vertel vir mense. Maar so baie maal is ons moedeloos. Elke jaar word die Nobelprys vir vrede uitgedeel. Maar was daar al ooit ware vrede tussen mense, tussen volkere, tussen lande deur al die eeue? Keer op keer
word die kinders uiteindelik volwassenes, word hulle die nuwe leiers en word die geskiedenis herhaal. En die bron daarvan is hierdie vervreemding tussen God en tussen mens. Selfs ons vanoggend wat sê, maar ek hoop jy kom nog dan nou by Jesus uit, dat daar 'n oplossing gekom het. Ja, ons gaan by dit uitkom, definitief. Maar selfs ons moet sê, hierdie vervreemding, hierdie sonde afdruk in ons gene, in ons menswees, in ons keuses, is so deel gewees van ons, dat selfs ons wat gered is, dat daar tye is, wat ons nog steeds moet stry teen die sonde. 'n lewenslange stryd, sê Paulus. 'n ander ding is, dat die ganse skepping, sê die woord ook vir ons, smag na die dag, wanneer alles nuut gemaak gaan word. So dis selfs asof die natuur om ons ook iets beleef van die vervreemding. Dat dit nie meer die tuin van Eden se volmaaktheid is nie. Maar dat selfs die skepping, net soos die mensdom, onderwerp is aan hierdie vervreemding, die sonde, die selfsug, en hoe dit maak dat ons in so 'n chaos de mekaar wêreld leef. Hieroor skryf J.R.R. Tolkien die volgende. En julle ken hom, hy is die skrywer van The Lord of the Rings. Hy sê, we all long for Eden and are constantly glimpsing it. Our whole nature is soaked with the sense of exile. So wat is exile? Exile is mos nou ballingskap. En dit gebeur met die Noordryk, Israel in die jaar 722, word hulle deur die Assiriërs weggevoer. En hulle is, die Engelse woord, in exile. Hulle is weg van die beloofde land, van daar waar hulle tuiste is en waar hulle God kan aanbid. En dan, 'n eeu en 'n bietjie later, in 586 voor Christus, gebeur dit in die Suidryk, in Juda. Jerusalem val. En dit wat hulle gesê het, nooit sal gebeur nie. Maar wat die profete keer op keer gesê het, as julle leef vanuit die vervreemding met God, dan kan julle godsdienstigheid maar los. Julle offers bring, as dit nie uit opregtheid is nie, maar julle leef in vervreemding, dan kom daar 'n dag van oordeel. En die profete het gewaarsku en gewaarsku. En selfs na die val van die Noordryk, het die Suidryk nog steeds nie geluister. En daarom hierdie ballingskap weg, onder leiding van die Babiloniërs, die wegvoer. En iets daarvan, kom sê Tolkien, beleef ek en jy sedert eintlik die tuin van Eden, waar die mens uitgeskop is uit hierdie volmaaktheid, en ons hinker die heeltyd terug na eintlik die tuin van Eden, na die volmaakte. En ons hinker vooruit na die nuwe Jerusalem, wanneer die Here terugkom en alles volmaak gaan maak. So, omdat daar nog vervreemding is tussen God en die mensdom, en vervreemding veral dan tussen mense wat nie in 'n versoening leef met Jesus nie, is hierdie wêreld so de mekaar. En daarom dat ons partymal, as ons die skoonheid ervaar van die skepping, dan voel ons dit hier diep binne in ons siele. Iets van die mooi, van wat is en wat eendag gaan wees. En wanneer mense mekaar vergewe, of wanneer ons die glimlag sien van 'n kind, of wanneer ons kuns beleef, of die mooiheid van die skepping, of wanneer iemand sy lewe oorgee aan Jesus, dan beleef ons iets van daai wonderwerk van die tuin van Eden, die volmaaktheid wat eendag wees sal wees. So, selfs al is jy 'n kind van God, echo hierdie woorde nog steeds, dat ons terug verlang na die tuin van Eden se volmaaktheid, wat opgemors is deur ek en jy, deur mense, deur alle eeue. Maar eendag kom daar iets wonderliks, en dis waar die tweede V-woord inkom, die woord versoening. Waar twee partye wat in oorlog is, wat vervreem is, waar daar vyhandige gesindhede is, waar daar doelbewuste dade is, teen die Vader, Seun en Gees. Waar daar die moontlikheid kom van versoening. Maar versoening julle kos ontsettend baie.
Op menslike vlak weet ons, dat versoening baie maal sal vra, dat jy wat te nagekom voel, jy wat voel, ek moet nie die eerste tree gee nie, hy of sy moet die eerste tree gee, dat jy, gedring deur die Gees, bereid is, om daai eerste tree te gee, om daai oproep te maak, om daai besoek te bring, en om te kan sê, ek is jammer. Die woorde van Paulus wat sê, leef in vrede, in shalom, met alle mense, so ver dit van julle afhang. Jy moet verantwoordelikheid neem. Jy moet kan sê, ek is jammer. Kan daar versoening wees? Kan ons dit uitpraat? Kan ons dinge op papier sit vir mekaar? Of dinge net saamvat en sê, van nou wil ons vanuit vervreemding beweeg na versoening, met die hulp van die Here, met die hulp dalk van 'n beraader, of iemand wat ons kan help, dat ons by mekaar kan uitkom, dat daar weer versoening kan kom. Maar dit kos iets, dit kos 'n nederigheid, dit kos die tipe nederigheid wat ons sien as Jesus op sy knieë gaan en sy voete, en die disippels se voete was. Dis 'n nederigheid wat disippels sal sê, maar U is ons Here, U kan nie so laag daal om die werk van 'n slaaf te doen nie. En hy sê, maar sien julle wat ek doen? Gaan en doen julle dieselfde. Gaan was julle voete, gaan vergewe julle ook. Gaan bring versoening. Dit kos by ons baie maal daardie ander wangdraai. Maar uiteindelik vir ware versoening kos dit 'n lewe. Dit kos die bloed. En ons het iets daarvan gelees nou in vers 22, as daar staan, Jesus het ons deur sy menslike liggaam met homself versoen. Hy bring 'n offer. Dis eintlik 'n verskriklike waarheid as jy dink daaroor. As ek vanoggend vir julle sou vertel en sê, joh, julle, daar het iets verskrikliks gebeur. Iemand wat 100% onskuldig is. Ons weet dit 100%. Ons het al die feite gesien. 100% onskuldig is onregverdig skuldig bevind, ter dood veroordeel en tereggestel. En dan sal ons dink, ja, maar die wêreld is so die mekaar. Hoe kan dit wees dat sulke dinge gebeur? En partymal vergeet ons om dit vir mekaar te sê. Die een wat ter dood veroordeel is, sy naam is Jesus van Nasaret. Jesus Christus, in my plek en jou plek. Dit het iets verskrikliks gekos. Die pynvolle moord op die onskuldige, die enigste onskuldige, die onskuldige met 'n hoofletter O. God wat mens geword het. Nou julle, ons het einde verlede jaar, presies hierdie siklus, het ons Levitikus 23 se 7 feeste mos behandel. En die grootste van daardie feeste is natuurlik Yom Kippur, die dag van versoening. En spesifiek dan in Levitikus 16 kom hierdie wonderlike ding na vore in vers 8 tot 11, waar daar staan, in die Ou Testament moes hulle dan vir hierdie fees 'n bok slag, as versoening vir die sondes van die volk. Een bok, en een bok wat dan lewendig in die woestyn gestuur is, as simboliese aanduiding, dat God Israel se sondes geheel en al van hulle verwyder. So in die ou verbond, keer op keer, is daar offers gebring, sondeoffers, om te sê, Here, vergewe my. Maar telkens die profete wat van die kant af roep, en sê, maar dit moet met opregtheid wees. Dit kan nie maar net handelinge wees, leë handelinge wat niks beteken nie. En dan, eenmal 'n jaar, was daar hierdie groot fees met die konsep dan van die sondebok, wat ons weet dan, Jesus Christus is. In die Nuwe Testament, dat hy die finale offer is, die volmaakte offer, wat nie soos die Ou Testament offers, keer op keer, week na week en jaar na jaar gebring moet word nie, maar die volmaakte offer, die finale sondebok. Paulus skryf hieroor ook in sy brief aan die ouens in Rome. Hy sê, God het hom, Jesus, deur sy bloed, daar gestel as versoeningsoffer,
wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid. Dis versoening wat hy bring, en ek en jy ontvang dit deur geloof. Geloof is kennis en vertroue en soeke. Om te sê, ek hoor vanoggend opnuut, Jesus het die offer gebring aan die kruis vir my. Ek hoor dit, ek weet dit, en dan glo ek dit. Ek vertrou, ek sê, Jesus, ek ontvang hierdie offer van U. Ek gee my lewe vir U. Ek vertrou dat U offer meer as genoeg is om my skoon, nuut en heilig te maak. Ek gee my lewe aan U. En dan stap ek die lewenspad, ook soekend na baie antwoorde, maar ek het U, die hoofletter A antwoord, het ek ontvang. Jesus, die Christus. Hier in Kolossense 1:22 sê Paulus, daar is hierdie versoening nou gebring, ons ontvang dit in geloof. Ons praat met God, ons gee ons lewe vir hom, ons maak dit ons eie, en wat gebeur dan? Dan staan daar, Jesus doen iets, deur sy dood, hy heilig ons, hy maak ons sonder foute en onberispelik, en hy stel ons voor God die Vader. Dis asof Jesus kom sê, Vader, hier is een van my kinders, en omdat ek betaal het vir hom, omdat ek betaal het vir haar, kom stel ek hom, haar aan U voor, en U sal sien oor wat ek gedoen het, is hy heilig, sonder foute en onberispelik. Dit beteken dat God, wanneer hy na jou en my kyk, as ek en jy behoort aan Jesus Christus, dat hy deur die bril kyk van sy seun se bloed. Dit wat onmoontlik is, menslik. As ek en jy vir mekaar kan sê, ons is nie volmaak, heilig, sonder sonde en onberispelik nie. Dit is ons nie. Maar dit word ons deur Jesus. Dit is 'n bevrydende waarheid wat ek en jy die Gees moet vra om ons oë oop te maak, ons harte oop te maak, ons denke oop te maak. Ja, ek is 'n sondaar, daar was vervreemding. Ek kan nooit dink ek is so cool en oulik en perfek en wonderlik nie. Uit nederigheid kom ek na die Vader, maar dan kyk hy na my deur die bloed van sy seun. En dan sien hy wie jy kan wees, die volmaakte, 'n heilige sonder sonde. Dis wie hy sien. En ek en jy, as ons dit besef, wow, in hierdie oomblik kan ek staan rein, heilig, skoon, volmaak voor die Vader. Dan sê die Gees, en ek wil jou help om so te leef elke dag. En daarom as die sonde kom en ons maak uit verkeerde keuses, dan bedroef ons die Heilige Gees wat ons op die regte pad wil bring. Maar dan sê ons, sê Paulus ook, keer op keer is die Here se genade genoeg. Here, ek is jammer, ek het U teleurgestel. Here, ek is regtig jammer. En dan sê die Here, kom na my toe. Kom ons praat hieroor. Kom dat my Gees jou help. Word deel van 'n leefgroep of vriende waar ons mekaar kan aanmoedig om hierdie Jesuspad te loop. Hierdie hele beginsel van dat die Vader na jou en my kyk deur die bril van Jesus se bloed, het 'n vriend van my, Louis Brits, die sanger, liedjieskrywer, baie jare terug, amper een van sy eerste liedere, het hy geskryf. En dit klink so: U kyk na my en alles is goed. U sien my deur U seun se bloed. Die verlore seun het klaar gesoek. Sy naam is in die lewensboek. U kyk na my deur die bril van sy bloed. Dit maak die verskil. Wat Jesus gedoen het, kom gee hy vir jou en my. Dit verander ons status, ons identiteit. Ek is 'n skoongewaste kind van God. En as die Vader na my kyk, dan sien hy my deur Jesus se bloed. Ek is skoon, ek is heilig, ek is nuut. Met ongelooflike Heilige Gees potensiaal om 'n verskil te maak.
om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Maar ongelukkig moet Paulus onmiddellik dan sê, maar ouens, en hy gebruik die woord mits. Hy sê, mits julle in die geloof bly. En as jy in geloof bly, hoe lyk dit? Dan is jy stewig gefestig. Jy standvastig. Jakobus 1 sê mos, die strominge van die wêreld, die dinge van die lewe, is soos hierdie stormgolwe. En ek en jy op hierdie lewensboot moet geanker wees in God, deur Jesus Christus. Dan sal ons hierdie aanslag van die lewe kan weerstaan. Dan is ons standvastig in ons geloof in Jesus Christus. Nie omdat ons geloof so sterk is nie, maar omdat dit geanker is op hom en op wie hy is. So Paulus sê vir die ouens in Kolosse, julle was vervreem, maar nou is daar versoening deur Jesus Christus en julle is nuwe mense en Jesus bring julle voor die Vader en stel julle bekend as heiliges. Maar julle moet in die geloof bly. Julle moet stewig gefestig en standvastig wees sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. En hoekom hy dit moet sê is, en in sommige van sy briewe sal hy verwys na mense wat die geloof gelos het. Oor een ou praat hy, Paulus, hy sê, die man was so voluit vir die Here, en dan staan daar, maar hy het die teenswoordige wêreld lief gekry. Hy het kompromieë begin aangaan, en uiteindelik sê hy, ja nee, ek is nie meer 'n Christen nie. Ek is nie 'n volgeling van Jesus nie. En so, vriende, ons glo op grond van die woord, dat as Jesus sy hand na jou uitgesteek het, en in geloof het jy dood eenvoudig hom aanvaar, jou hand in syne gesit, dat hy jou vat, en dat die woord sê, niemand sal jou ooit uit sy hand uitruk nie. Maar daar is mense wat vir jou sal sê, maar weet jy wat, ek draai my rug op dit alles. Dit wat ek geleer het, dit hoe ek groot geword het, dit alles wil ek agter my los. En daarom dat Paulus moet sê vir hierdie ouens, om 'n gelowige te wees in hierdie tyd, om te sê Jesus is Here, is gevaarlik. Dit kan jou lewe kos, soos wat dit soveel van die eerste Christene se lewe gekos het. So dis regtig nie sommer net maklik om maar net te sê Jesus is die Here nie. Daarom dat daar mense is wat sê die prys is te hoog, want dit vra dat ek myself moet kruisig, dat ek nuut gemaak moet word, dat ek moet sterf in die dood van Jesus en saam moet opstaan deur die krag van die Gees. So daarom hierdie uitnodiging. Ons moet vasbyt. Ons moet volhard, sê die teks van daai lied, soos atlete, Hebreërs, wat sê die Gees is mos nou in ons. So kom ons hoor hulle wat ons vooruit gegaan het, wat op die paviljoene is, die skaar verlostes, en hulle is om die baan en moedig ons aan om vas te byt. Daai lied sê, na aanleiding van Hebreërs, sê die dinge, die laste wat ons verstrik, die sonde wat ons terughou, wat hierdie nuwe identiteit van ons besoedel, ons moet dit afgooi en met vasbyt en volharding die pad loop, want dit is ware geluk. Nie soos die gevalle persoon van wie Paulus skryf, wat die teenswoordige wêreld, die liggies, die blink liggies, die leë beloftes geglo het nie. Nee, die ware pad na geluk is die pad van Jesus. En die Hebreërskrywer leer ons dat ons oë moet hou op Jesus. In plaas van om ons oë te hou op dit wat verkeerd is in die wêreld en in onsself en die heeltyd te fokus daarop en te sê ek wil nie meer dit nie en ek wil nie meer dat nie en ek moenie so wees nie en ek veg teen hierdie sondes, ons oë oprig en soos Petrus uiteindelik hier vanuit die golwe na Jesus kyk, ons hande uitsteek na hom en op hom fokus. Dan is ons nie besig met al die moenies nie. Dan is ons besig met Jesus, ek wil U lief hê. Ek wil U groot maak. Ek wil leef soos wat U vir my sê. Hou ons oë dus op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoof, met die voorbeeld van sy vasbyt, dat hy die smarte verdra het. Dis hy wat ons geloof begin,
wat hierdie versoening bewerk en wat vasbyt vir ons gee deur sy Gees. Hierdie 3 verse eindig met die laaste V, naamlik om te verkondig. As ek en jy dan weet hoe groot, hoe die Engelse woord devastating, die vervreemding tussen God en mens is, en die slegte impak daarvan al vir millennia op hierdie wêreld, op mense en op die natuur. As ons besef hoe erg dit is en wat dit alles gevat het van Jesus om dit alles te versoen met homself. Daarom dat die Vader, toe Jesus aan die kruis is en die sonde van alle eeue in die verlede en toekomstig op hom gekom het, dat die Vader moes wegkyk, want in daardie oomblikke het Jesus sonde geword. Jou en my sonde was deel van hom in daardie oomblikke. Hy bring die prys, hy betaal. Hy staan op uit die dood en hy sê, gaan en gaan vertel die evangelie, die goeie nuus. Daar is versoening moontlik deur Jesus vir elke nederige wat by bedelaars hande kom vra. Wees my genadig, Here Jesus. Dink aan my wanneer u in u ryk kom. Dit is die boodskap wat dan op ons lippe kom. Paulus skryf, hy sê, dit is die goeie nuus, die evangelie wat ons gehoor het en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is. Ons moet dit gaan vertel. Ons moet dit leef en ons moet dit verkondig in woord en daad. Elkeen van hierdie diensprojekte wat ek vanoggend genoem het, is deel van om te verkondig. Om te sê in woord en daad, Jesus is die Here. Jesus leef, hy is die verlosser. En dan sluit hy hierdie gedeelte af, deur te verwys na die voorbeeld van sy eie lewe. Paulus, wat bereid was dat sy naam, sy Hebreëse naam Saulus, vertaal word na Grieks toe, na 'n ander taal toe, omdat sy roeping was na nie Jode, nie Hebreëus Aramees sprekendes nie. En dan sê hy, ek het van hierdie goeie nuus, het ek 'n dienaar geword. Doulos, die woord slaaf, 'n vrygemaakte slaaf deur Jesus Christus. En hy sê, dit wil ek vertel. Kom ek en jy, ek sê opnuut dankie, Here, dat u hierdie vyandskap tussen my en u, hierdie vreemdelingskap, hierdie vervreemding, dat u dit kom ophef het. Dankie vir u versoening bewerk aan die kruis. Ek gee opnuut my lewe oor aan u. Kom deur die Gees en help my om vas te byt en om te verkondig, te vertel in hierdie Kerstyd. Daar is 'n Immanuel, God met ons. Jesus van Bethlehem, Jesus van Nasaret, Jesus uiteindelik in Jerusalem. Die gekruisigde, maar ook die opgestane Christus Jesus. Kom ons word stil en ons bid elkeen saam.
Kom ons staan en ons sing oor die vreugde ook van Jesus en van hierdie Kerstyd. Ere aan God. Voor julle die seën ontvang, as ons die uitstap, onthou om te kom saam kuier, heerlik saam koffie en tee, ook om jou naam neer te skryf, kaartjies te kry vir volgende Sondag, dan gaan ons fees vier. Ons sien mekaar vanaand 6:30 se kant vir die Kersanddiens. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag, die troos en die inspirasie van die Gees van God jou deel wees. Amen. Ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is.